Goeiemôre broers en susters, baie welkom by ons erediens. Baie welkom ook aan Corlie wat vandag georgel speel. Baie dankie dat jy vir jou ma instaan. Die kerk had die afkondigings, Collective vir die Dankbaarheidsfonds. Verjaarsdag vandag Pieter Kleinhans. Dinsdag Gabby Boortman en woensdag Andre Kleinhans. Ons sê vir baie gelukkige verjaarsdag. Die geskiedenis, die Gereformeerde Kerk is gestig in Rustenburg 1859, woensdag die 11de. Ons vier BV volgende Sondag die Heilige Nagmaal. Dat is staat aangevra na Cachet, die Nye Louis, en dan Fanny ondergaan rugoperasie die 11de, baie sterkte. So dit was, loop suksesvol, ons het is gauw gesond. Kom ons sing lied 191 vers 2. Daar is geleentheid vir stilgebed tot die Here. Kom ons sing Psalm 43 vers 2 as die wotum, daarna ontvang ons die seëngoed van die Here, en loof dan Psalm 33 vers 2. Amen.
Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons bely saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, waarna hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Die katekismus behandel die geloofsbelijdenis, wat ons elke Sondag saam in ons harte opsê. Dan gaan het oor die werk van Christus. En dan word die vraag gevra in Sondag 12, waarom word hy Christus, wat gesalfde beteken, genoem? Christus is dan 'n sekere sin sy amptsnaam wat hy het. En die antwoord is, omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel en die Heilige Gees gesalf is tot ons hoogste profeet en leraar, wat aan ons die verborgen raad en wil van God aangaande ons verlossing te volle bekend gemaak het. Dis enigste hoëpriester,
dat ons nie enige offer van sy liggaam verlos het, en met voorbidding gedurig deur die Vader vir ons intree, tot ons ewige koning wat ons sy woord en gees regeer en ons met die verlossing wat verwerf is beskerm en bewaar. In die tyd van die Ou Testament was daar 3 verskillende ampte gewees, die ampt van profeet, die ampt van priester en die ampt van koning. En die 3 ampte is altyd baie afsonderlik hanteer en baie duidelik, dikwels was daar tussen die profete en die konings taamlik baie verskille, veral as die koning nie gehou het van dit wat die profeet gesê het nie. Profete moes aan God gehoorsaam gewees het. Nou kom Christus en hy beklee al 3 ampte. Hy word deur die Vader geroep, afgesonder en met sy doop, die Heilige Gees gesalf. Ons het sy doop gelees, ons hoogste profeet en leraar, want hy kom maak aan ons die totale wil van God bekend, verlossing te volle bekend gemaak, hoëpriester, wat intree vir ons, homself geoffer het, en vandag nog aan die regter van die Vader sit en vir ons voorbidding doen, en as koning, wat ons met sy woord en gees regeer, en ons by die verlossing wat verwerf is beskerm en bewaar. Ek kan net dalk die laaste stukkie weer lees, wat ons met sy woord en gees, dan word deur die woord te lees en deur sy Heilige Gees, bewaar hy ons by die verlossing wat hy vir ons verwerf het, beskerm en bewaar ons. En dan vraag 32, waarom word hy 'n Christen genoem? In die Nuwe Testament lees mens in Handelinge, dat die eerste keer in die tyd van die kerk Antiochië, was die mense wat Christus gevolg het, Christene genoem. En daarom dan ook dat ons vandag nog praat van dat ons Christene is, het aflei van Christus, maar belangrik ook, Christus is nie alleen die enigste dienaar van die Vader nie, hy is wel die volmaakte ene, maar elke gelowige is ook geroep om 'n priester, koning en profeet te wees. Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is en daardeur deel aan sy salwing het, sodat sy naam kan bely, profeties verkondig van God, verkondig sy werk, dit wat hy gedoen het, myself as lewende dankoffer kan toewy, lewende dankoffer, priesterlike werk, my lewe my tyd te gee, ons dink in Romeine 12, die naamste deel van ons lewe, ons godsdienst is om ons lewe self te gee aan God, as 'n lewende dankoffer wat welgevallig is, en dan derdens as koning, en hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry, en hierna met Christus in die ewigheid en alle skepsels kan regeer. Koninklik optree, koninklik oor onsself regeer, ons eie emosies beding en beheer, liefde leef tot ere van God, en dan ook teen die Satan stry en dan die krag van Christus oorwin. Daarom het ons ook leef, kom ons lees saam met Kolossense 3, die heerlike troos dat ons in Christus ook lewend is, om te kan doen wat hy vir ons vra. Aangezien ons saam met Christus uit dood opgewek is, moet julle streef na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy in die regterkant van God sit. Rig julle gedagtes, die dinge wat daarbo is, nie nou op die aarde is nie, want julle het gesterwe, en jou lewe saam met Christus verborge aan God. Wanneer Christus wat jou lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal jy ook saam met hom verskyn en in sy heerlike deel. Waarom wil jy aardse dinge doodmaak wat nog deel van jou lewe is, onsedelikheid, onreinheid, wellens, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Jy sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat hom ongehoorsaam is. Vroeger die ook nie dinge meer gedoen toe nog daarin gelewe het. Maar nou moet jy al die dinge laat staan. Woede, haat, nait en gevloek, vuil taal, moet daar net in die mond kom nie. En moet nie vir mekaar lieg nie. Jy het nie ou sondige mense en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer en meer vernuwe word na die beeld van sy skepper, en tot die volle kennis van God. Dit is nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaafd, slaaf of vry. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en geen mekaar as nie en iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Dood alles met mekaar lief hê.
Dis die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in jou lewens die deurslag gee. God het ons geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte, moet julle psalms, lofgesange en ander geestliedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God Vader deur hom. Ons sing Psalm 25 vers 2, daarna bid ons saam en daarna sing ons vers 3. Ons almagtige Hemelse God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons loof en prys U omdat U groot en goed is, omdat U almagtig alwys is, omdat U is en was en sal wees tot in alle ewigheid. Ons dank U vir die heerlike voorreg dat ons U kan vra om ons te lei op U weg. Steeds afhanklik as kinders van U, kan volg waar U ons lei en neem, om so te leef dat U naam in alles in verheerlik sal word. Ons dank U vir die voorreg dat U ons sonde wil vergewe, terwille van die sondood van Jesus Christus. En daarom bely ons ook al ons sonde en skuld voor U, en vra vergewing, alleenlik uit genade alleen. Wil U ons deur die woord vertroos, versterk, bemoedig en vermaan, om so te leef dat U bekend gemaak sal word as die enigste ware God, wat is, wat was en wat sal wees. Lei ons deur die woord en deur die Gees, om so te leef, dat U naam steeds verheerlik sal word oor die wyse waarop ons lewe as kinders van U. Maak ons harte oop vir die woord, wil U self ons insig gee, wysheid en seker maak dat die woord reg verkondig word tot ere van U naam, en tot opbou van ons geloof. Wees U nou in ons midde, en vertroos en versterk ons. Vergewe ons sondes, om Jesus naam te bid. Amen. Ons lees saam met Jesaja 42 vers 1 tot vers 25. Hier is my dienaar, ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies, hy geniet my guns.
Ek laat my gees op hom kom, hy sal my wil nie nasies bekend maak. Hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. Geknakte riet sal nie afbreek nie, 'n lampet wat dofbrand sal nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is. Selfs sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie, tot hy my wil op aarde gevestig het. Die eilande wag op wat hy hulle sal leer. So sê God die Here, hy wat die hemelkoepel geskep het, opgespan het. Hy wat die aarde gevorm het en alles wat dit oplewe. Hy wat aan al die mense op aarde die asem gee, die lewe aan alles wat op die aarde beweeg. Ek is die Here. Omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas, ek beskerm jou en maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. Jy sal blindes laat sien, gevangenes in die tronk bevry, in die donkerte van die gevangenes sit, sal jy dat uitgaan. Ek is die Here, dit is my naam. Die eer wat my toekom gee kan geen ander nie. Die lof wat my toekom gee ek nie aan verskillende beelde nie. Wat ek vroeër aangekondig het plaasgevind. Ek kondig nuwe dinge aan, voor het begin gebeur, laat julle al daarvan hoor. Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied, sing sy lof vir die hele aarde, almal wat op die see vaar. Alles wat in die see is, al die eilande en die wat daar woon. Laat die woestyn en sy stede die lof van die Here uitroep. Dorp in die omgewing van Kedar, laat die inwoners van Sela jubel, laat die toppe van die berge afjuig. Laat hulle aan die Here eer bewys en op die eilande sy lof verkondig. Die Here ruk op soos 'n soldaat, strydlustig soos 'n krygsman. Hy skree en roep die oorlogspeter. Hy oorwin sy vyande. Ek het lank stil gebly, ek het geswyg, my bedwing. Nou skree ek soos 'n vrou wat 'n kind in die wêreld bring. Ek hyg, ek snap na asem. Ek laat die berge in die rondte verdorp. Ek laat al die plante daarop verdroog. Ek laat die riviere opdroog. Ek laat die rietvleie droog word. Ek laat die blindes loop op 'n pad wat hulle nie ken nie. Ek laat hulle paaie gaan wat vir onbekend is. Ek verander die donker in lig en ek maak die ongelyke plekke gelyk. Dit is wat ek gaan doen. Ek gaan daar nie van afsien nie. Die wat op afgode vertrou, wat verbeel sê, julle is ons gode, sal die vlug ontslaan, teleurgestel tot hulle verwagting. Luister julle dowes, kyk julle blindes, dat julle kan sien. Is daar iemand so blind soos 'n dienaar, so doof soos 'n boodskapper wat ek stuur? Is daar iemand so blind soos die een wat vir sonde gestraf is, so blind soos die dienaar van die Here? Julle het baie gesien, maar julle slaan nie ag daarop nie. Julle het gehoor, maar julle luister nie. Die Here is vreugde daaraan om getrou te wees. Hy laat sy woord roem en eer ontvang. Maar sy volk is 'n stuk buit weggevoer, word almal gate gevange gehou. Hulle is in gevangenes opgesluit. Hulle het buit geword en niemand red hulle nie. Gevangenes geword en niemand sê laat hulle teruggaan nie. Wie van julle neem dit waar? Wie van julle gee aandag en luister in die oog wat voor lê? Wie het van Jakob 'n gevangene gemaak? Wie het vir Israel oorgegee aan die wat buit gemaak het? Is dit nie die Here nie? Hy het wie ons gesondig het. Ons wou nie sy wil doen nie. Ons wil nie na sy woord luister nie. Daarom is die toerant hy laat ontvlam, die geweld van oorlog. Daar was vlamme rondom hulle, maar hulle wou nie verstaan nie. Hulle gebrand, maar hulle wou dit nie ter harte neem nie. En dan 'n stukkie uit Lukas uit, Lukas 2. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom, het uitgesien die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon bekend gemaak dat hy sou sterwe voordat die gesalfde van die Here gesien het. Deur die Gees gelei, het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepaalde gebed na te kom, het Simeon sy arms geneem en God geprys en gesê: Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens uw woord, omdat my oë u verlossing gesien het en gereed gemaak het vir die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van die volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat wat van hom gesê is. Simeon het hulle geseën en vir Maria se moeder gesê: kyk, hoe die kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, wat beteken dat hy spreek sal word. So sal die gesondheid van baie mense in lig kom. Wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Vervulling van dit wat in Jesaja 42 gestaan het, rondom die werk van Christus. Ons teksverse, Jesaja 42 vers 6.
Ek is die Here, omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep, ek hou jou vas, ek beskerm jou, en maak jou my verbond, my volk, my lig vir die nasies. Geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, die Heilige God regeer die geskiedenis. Hy is die een wat bepaal wat gebeur het, hy het geskep, telke male in die hoofstuk ook na vore. Hy is die een wat alles geskep en alles gemaak het, hy het lewensavonde vir almal gegee, alles wat beweeg op die aarde. En die mens is nie bloot 'n pion wat God op die skaakbord rondskuif nie, maar die mens is geskep na sy beeld, om 'n gemeenskap te hê met die aarde te werk en te bewaak. Elkeen van ons dra die beeldskap van God, en daarom is ons verantwoordelik teenoor hom, op die wyse waarop ons leef en wat ons doen. Baie mense wil dit nie erken nie, en baie draai hulle gesig weg van die waarheid, dat hy is en dat hy regeer, dat die Almagtige is, wat alles doen en alles bepaal. Wanneer hy nie meer die sentrum van jou lewe is nie, sien jy sy dade en hoor nie meer sy woorde nie, en bly jy in duisternis. Dit is baie duidelik, deur sy woord en gees, bewaar hy ons met die verlossing. As mens nie sy woord hoor nie, as 'n mens nie sy dade sien nie, dan begin jy selfgesentreerd leef. Dan sien jy baie, maar slaan jy agterig nie. En hoor jy baie, soos in vers 20 sê, maar luister nie. Die lewe word duister, jy bly nie duister is. In die hoofstuk is lig altyd 'n teken van verlossing, op die lewe saam met God. En leef jy sonder doel, en dikwels is jy hoogste begeerte om jouself te bevredig. Ongelukkig is daar geweldig baie mense vandag wat bloot net leef ter wille van homself. En in so 'n doellose lewe, waar die mens bloot vir homself en sy eie begeertes lewe, word jy geroep om 'n lig vir die nasies te wees. Hy hou jou vas in sy hand, so die wêreld om jou kan verlig, dat hulle die dade, verlossingswerk, die liefde, barmhartigheid van God kan sien, en saam met hom kan lewe. Veilig in sy hande gebruik hy jou tot ere van sy naam. Soos 'n mens die kersvlam van die hand vashou, met die hand die wind afkeer, dat hy nie uitwaai nie, so hou hy jou en beskerm jou, sodat jy lig vir almal kan wees. Die kersvlam kan so maklik uitwaai, net soos jy as mens so verganklik en so maklik om jou lig te verloor. Daarom moet jy altyd in die hand van die Here bly en vra dat hy jou vashou en naby moet wees. In die vorige hoofstuk praat hy van die mense wat hulle afgode kies, teenoor die Heilige van Israel, wat sy dienaars uitkies uit genade alleen. Hy kies uit, jy kies hom nie, hy kies jou, en hy verander jou hart en laat jy leef as kind tot ere van hom. En daarom is dit altyd 'n voorreg om dienaar te wees van die Almagtige God, wat hemel en aarde geskep het, en wat lewe gee aan alles op die aarde beweeg. Die heerlike troos, hy wat almagtig is, hou jou vas in sy hand, maak seker dat die lig nooit uitwaai nie. Israel is 'n ballingskap in Babylon, en hoor die nadere tekens van verlossing en terugkeer na hulle eie land. 'n Tyd van groot verwarring, soos enige oorgangsfase in 'n samelewing. Vrae gevra, terugverlang na die goeie ou tyd, en onsekerheid om die staanplek waar nou al meer as 30 jaar gebly het, te verlaat en terug te gaan na hulle eie land en weer daarvan vooraf 'n land wat verwoes is, op te bou. 'n Samelewing in 'n oorgangsfase wat vasgehou deur soveel vooroordeele en verlangens na dit wat was. En dan is dit moeilik om positief te bly, nuwe uitdaging te sien as 'n roeping en 'n opdrag van die Here te doen tot ere van sy naam. Dit is baie makliker om te kla in so 'n situasie, en almal om jy te verwyd vir die swaar kry en probleme, as om te sien as 'n uitdaging om jou lig te laat skyn, sodat almal kan kom tot geloof en lewe saam met God. En dan leer hy ook sy dienaars, dat hulle baie keer deur lyding heen sal kom tot heerlikheid. Om dienaar van die Here te wees, is nie altyd net eenvoudig voorspoed en welvaart nie. Dit is ook lyding, swaar kry. Israel is dienaar van die Here, en hulle is in ballingskap weggevoer en gaan terugkom na hulle land toe. Om werklik 'n lig te wees vir die nasies, moet hulle God se werke ervaar en ken, en dikwels lei hy jou deur lyding heen tot 'n helder lig. Later in die Jesaja kom die saak baie sterk na vore van die lydende knegt van die Here. En daarom stel hy sy dienaar bekend, die eerste paar verse.
Die eerste verse van hierdie hoofstuk wys baie duidelik dat die dienaar wat aanstel Jesus Christus is. Maar later in die hoofstuk is baie duidelik dat die dienaar ook Israel is, wat die aanvanklik geroep het om sy woord uit te dra. Israel wat ongehoorsaam was, het nie gedoen nie. En dat elke gelowige ook geroep word om sy dienaar te wees, om 'n lig vir die wêreld te wees en 'n sout vir die aarde te wees. Die wat die dienaar doen, die eerste paar verse is vir 'n mens onmoontlik. Slegs Jesus Christus, wat God is en mens geword het, dit kan doen. Die dienaar verwys in Jesaja na Israel as geheel. Israel as geheel is geroep deur God om sy dienaar te wees, om hom bekend te maak aan al die nasies en volke om hom. Daarom ook dat er 'n land in die middel van hy destyds 'n bekende wêreld was. In Jesaja verwys dit ook na die res, die gelowige res, soos die ongelowiges afval, en dan aan die einde van die dag ook direk na Jesus Christus, die volmaakte dienaar wat alles vervul, en die gelowiges bemagtig om getroue dienaars te wees. As terugdink aan die vorige hoofstuk, besef jy, die afgode eis altyd meer en meer van hulle aanhangers, terwyl die wat hy roep tot sy dienaars, hy vashou in sy hand, hulle beskerm, bewaak, bemagtig om te leef tot ere van sy naam. Hy beskerm en maak jou 'n lig vir die nasies. Dit wat hy doen, is so anders as die afgode, wat nietig is en niks kan doen nie. Daarom sê hy baie duidelik, hy gee die eer om te kom aan niemand anders nie. Hy alleen is die almagtige God wat in tyd beweeg, wat kan voorspel wat gaan gebeur, en daarna kan sorg dat dit gebeur. Hy voorspel nuwe dinge wat gaan gebeur. Maar daarmee sê hy ook dat elkeen wat tot geloof kom in hom, sal 'n nuwe lewenstyl aankweek en sal anders leef as die ou wyse. Anders leef as die duistere, maar leef as lig tot ere van sy naam. En daarom maak hy jou die lig tot vir al die nasies, sodat hulle ook kan kom tot geloof. Wys hier na Jesus Christus, maar ook na elke gelowige wat hy roep en bemagtig, om deur woord en daad hom bekend te maak. Ons kry die indruk daarvan die werklik en die profesie vloei in een. Dit gaan gebeur, maar dit gebeur reeds. Hy gebruik reeds die mense wat tot geloof kom, om daarin sy lig te wees vir die wêreld. Dis nie alles wat net eendag gebeur het, maar dit gebeur nou ook al. Dieselfde met die wederkoms ook, dit gaan eendag gebeur. Maar in die tussentyd wil ons leef, sodat ons saam met God kan leef in die ewigheid. Hy profeteer van sy dienaar, sy lydende knegt wat gaan kom, en deur lyde verlossing en heerlikheid bring. Lydende knegt wat moet ly sodat daar verlossing kan kom. Israel is ook die knegt en dienaars wat tot lig vir almal moet wees, maar al die knegtliedere word vervul in Jesus Christus. Hy is die volmaakte knegt van die Here wat gehoorsaam is in alles wat hy doen. Israel as volk moes ook gehoorsaam gewees het en geleef het tot ere van sy naam. Dit is eintlik soos die piramide. Israel is die onderste gedeelte. Dit word al hoe minder soos die skyngelowiges afval en agterraak. En slegs die ware gelowiges, die gelowige res oorbly, waaruit Christus gebore kom. En Christus is die punt, die toppunt van die piramide. En hy word dan ook later die verbinding tussen die gelowiges en die Vader wat in die hemel is. Die bopunt is Christus wat die ware knegt is, wat alles volmaak doen. Al die gelowiges, ingesluit in Christus, het ook deel aan sy lyding en ly self ook in hierdie wêreld, omdat hulle gespot en verag word, en met juis deur lyde kom, die heerlikheid en die almag van God verkondig, wat jy vasloop ten spyte van alles wat gebeur. Een van die groot opdragte van die knegt is om woord te verkondig. Ons lees in Johannes 1, hy het aan ons die Vader bekend gemaak. Hierdie woord oorheers die hele tweede gedeelte van Jesaja, van hoofstuk 40 tot 66, baie duidelik. Die woord van God wat nuwe lewe skep, wat lewewekkend is, die mense uit sy sonde dood lewend maak. En uit die sonde wek jy ook die drie ware woorde om gemeenskap met hom te leef, sodat jy tuis ontspanne in sy hand is, en weet dat hy alleen alles regeer. En belangrik, die gehoorsaamheid van Jesus Christus geniet die guns van God, omdat hy gehoorsaam is en alles doen wat hy vra. Selfde woorde wat gebruik word as Jesus gedoop word. Dit is my seun en week welbehaag. Dieselfde woorde wat gebruik word die berg van verheerliking, waar hy sê, kom ons gaan af, kom ons gaan ly, sodat as die mense kan verlos. Weereens die woord van die Vader. Dit is my geliefde seun en week welbehaag, luister na hom. En net so geniet elke gelowige ook die guns van God. As hy doen wat God van hom vra, as hy gehoorsaam lewe tot ere van God, dan geniet mens die guns van God
en hy lei en draai jou deur sy genade en barmhartigheid. Jesus word gesalf deur die Heilige Gees, en al sy disippels ontvang, en al die gelowiges daarna die Heilige Gees na sy kruisdood, opstanding en hemelvaart. Mens kan baie duidelik die verandering sien. Voor die kruisdood verloon Petrus Christus, ek ken hom nie. Na die kruisdood ontvang hy die Heilige Gees, en dan is Petrus die een wat kragtig preek en die evangelie van God verkondig. En daarom 'n duidelike verandering, vrede en vertroue in die werk van God word met feesliedere gevier. Waar die woord van God kom, selfs in 42 ook, word daar 'n nuwe lied gesing tot ere van sy naam. Israel as dienaar en knegt misluk, omdat hy volgens die woord leef nie, en nie anders as die wêreld optree nie. Die wêreld wil altyd met geweld alles regmaak, en so wil ook met wapende geweld vir self stand hou. Maar hierdie mislukking van Israel, juist ongehoorsaam en wegvoer in ballingskap, roep om die koms van die ware dienaar, wat anders sou optree as die maghebbers in die wêreld. Die maghebbers verwoes en breek af, maar die dienaar verkondig die woord wat lewe het doodwek, en is bereid om te sterf sodat ander kan lewe. Gaan lees weer hoe Christus opgetree het in evangelies, met deernis, barmhartigheid, met liefde, verstaan, selfs die kruis, bid hy vir die mense wat hom gekruisig het. Maghebbers dwing met wêreld met gesag, maar met geweld alles regmaak. Mense ervaar dat elke dag met al die oorloë wat daar is. Maar Christus gee sy lewe, hy bly stil, hy bid vir die mense wat hom kruisig, en hy trek die ander mense deur liefde, om kragtig sy verbond die lig te maak vir die wêreld. Die dienaar tree met liefde en deernis op, en is 'n voorbeeld vir almal wat dienaars en knegte van die Here is. Altyd optree met liefde, deernis, begrip. Plaas jouself eers in die ander se skoene, voordat jy iemand veroordeel. Hy breek nie geknakte riet nie, en doof nie die dowwe lamp uit nie. Hy gee met sorg aandag, sodat hulle diensbaar kan wees in die koninkryk. Heerlike troos. Al twyfel 'n mens, knakte riet, onseker van die geloof in Christus Jesus, hy breek hom nie, hy maak jou reg, hy help jou, hy gee jou sekerheid deur sy woord en deur sy gees, deur die woord en die sakramente, wat hy doen, gee hom seker te wees dat hy sy kind is. 'n Mens kan sien hoe Christus met medelee en bewoondheid gedien het tot die punt dat hy sy lewe gegee het. Hy sal geregtigheid laat geskied, en die swakke en hulpelose ophelp. Geregtigheid laat geskied beteken ook om verlossing te gee aan die mense. Net so moet jy ook met liefde en deernis dienstig van die Here wees. Die dienaar sal onverpoos voorgaan en self nie geknak of uitgedoen word nie. Dit is bloot dat in die geskiedenis van Christus uit die aarde was, almal het probeer om Christus tot 'n val te bring. Die saad het hom probeer verlei, die mense hom verwerp. Elke maal het hy gevra, geef ons 'n teken, doen dit, doen dat. Probeer om Christus te knak, maar hy het gehoorsaam gebly. Alles voltooi, en doen nou nog vanuit die hemel waar hy voorbeding doen, vir elkeen wat hy geroep het vanuit die hemel. Hy het eers sy kerk gestig, deur die apostels, en daarna al die gelowiges gebruik om sy diens. Hy hou sy kerk in stand, en maak die mense ontvanklik vir die woord. Hy open harte om sy woord wat lewe gee te ontvang, en hy buig ongehoorsaames tot gehoorsaamheid. Die ongehoorsame wil buig om tot gehoorsaamheid om te leef tot eer van sy naam. Hy leef in die harte van mense deur sy Heilige Gees. En die woord gaan uit na elkeen wat die God geskep is, en waarom jy kyk en sy werk sien, luister en sy woord hoor. Dit word in vers 20 baie duidelik gestel. Israel het al die pragtige dade gesien van God, hulle mag tekens, wonders uitgelei uit Egipte uit. In die woestyn 40 jaar lank geswerf, versorg met manna en kwartels van water uit die rots uit. Ten spyte van alles, het nooit besef, God alleen regeer. Alles gesien en nooit besef hy dit nie. Daarom roep hy tot bekering. Werk sien en hoor wat hy sê. Hy het self die asem van die lewe in die mens geblaas, om met hom 'n gemeenskap te lewe deur die woord. As mens die woord hoor, daarna luister, die lewe verander, dan word jy bevry van jou mag, van selfsug, van eie geregtigheid, liefdeloosheid. Bevry om te leef as dienstig van die Here, om sodoende as dienaar 'n lig te wees. En die woord bevry jou van alles, en God doen alles en maak jou 'n lig vir ander. Hy hou jou vas en wek lewe in jou. Dit wat jou lewe doen is vir almal sigbaar, en daarom ook 'n maatstaf om te roep tot geloof en bekering.
aan te toe en te sê, kyk hoe God my lewe deur sy genade verander. Alles genade en genade alleen. En diegene wat dit nie raak sien nie, nie wil hoor nie, word veroordeel, want hulle minag die kostelike werk wat hy doen. Hy doen alles, en jy moet in sy hand wees en jouself oorgee, om sodoende 'n lig te wees in die wêreld, die mense te bring tot geloof en bekering. Hy sê jou vashou, met lig maak. Hy open jou oë, en die oor om sy werk te sien en daarna te luister. En daarom is gereeld bid en vra, Here, gee my insig in dit wat u doen. Leer my om te lewe soos wat u vra ek moet lewe. En daarom kan jy 'n kragtige lig wees, deur te verwys na dit wat hy doen, met genade alleen. En dan word daar 'n nuwe lied gesing om te loof en te prys vir alles wat hy doen. Die lof van God word besing, en elkeen van hom tuis, in die hand wat hom met soveel krag vashou en beskerm. As 'n mens in daardie hand is en vasgehou word, kan jy nie anders as om 'n lig te wees in die wêreld nie. Daarom leef in gemeenskap met hom, lees die woord, kyk na sy dade, in jou lewe en in die wêreldgeskiedenis. Kyk hoe jy die wêreldgeskiedenis regeer, sodat jy die donker wêreld kan verlig deur die woord en daad. Leef in die verbond saam met hom, op pad na die nuwe Jerusalem, waar hy alles en almal sal wees. Leef getrou en gehoorsaam as dienaar, en dank hom vir Jesus Christus, die volmaakte dienaar wat alles gedoen het, wat deur sy gehoorsaamheid jou volmaak verlos en bevry het, om 'n getroue dienaar te wees, en 'n lig te wees in sy hand, tot ere van sy naam. Dan mens werklik waar vreugde in jou lewe, en kan jy leef tot ere van sy naam. Amen. Laat ons saam dank. Ons almagtige Hemelse God en Vader, ons dank u vir die woord. Ons dank u vir die liefde en barmhartigheid. Ons dank u dat u ons geroep het om dienaars te wees in die koninkryk. Leer en lei ons deur die woord en die Gees om so te leef dat u naam alleen in alles in verheerlik sal word. Skenk ons u wysheid, u genade, u barmhartigheid. En laat ons dit sien wat u doen, en laat ons leef in die heerlike troos dat u alleen alles regeer en alles heen lei na die wederkoms van Jesus Christus. Ons bid vir die owerheid, ons bid vir reg en geregtigheid. Ons bid vir almal wat u nie ken nie, almal wat hulself besig hou met duistere werke, verander hulle harte en laat kom tot geloof en bekering, om u alleen te dien en te loof en te eer. Ons bid vir elkeen wat siek is, wat swaar het, wat in nood verkeer, wil u vertroos en versterk. Ons bid vir hulle wat vervolg word, omdat hulle glo in u. Daar is soveel mense wat ly, omdat hulle u aanbid en saam met u lewe. Help hulle, vertroos hulle, versterk hulle, en skenk u krag en u genade. Ons bid ook vir die kerk op die ganse aarde. Laat die kerk waarlik suiwer kerk wees tot ere van u naam. Ons bid ook vir die vervanie wat gebreer geword, vir die handeling seën en gesondheid en krag skenk. Laat u naam in alles in verheerlik word. Versorg ons elke dag na ons nood en na ons behoeftes, en laat ons in liefde en vrede mekaar lewe tot ere van u naam. Vergewe ons sondes om Jesus Christus naam gewillig. Amen. Daar is geleentheid vir die insameling van liefdegawe. Ons sangskrifrein 15:1, vers 2 en vers 4.
Ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen bly. Ons waai op die korie.